Goeiemôre. Wat 'n voorreg was dit om weer vanoggend te kon opstaan met die wete dat God ons liefhet, dat hy ons voorsiener is. 'n Persoon het die volgende gesê: kyk gereeld op in die lug, sodat jy kan besef hoe groot God is en hoe klein jy is. Kan ek dan vanmôre opnuut vir jou vra, hoe groot is jou God? Kan jy hom vertrou met al jou behoeftes? Is jou God vanmôre in staat om vir jou te kan gee ver bokant wat jy verdien? Is hy waardig jou lof en jou aanbidding? Hoe groot is jou God? Ek wil graag saam met u lees uit Johannes 6 en wel 'n enkele teksvers, vers 35. En Jesus sê vir hulle: ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Ek wil dan graag met u gesels rondom hierdie tema: ek is die brood van die lewe. Nou verlede week het ons gesels rondom die gedagte van wie ek is. Wie is ek? En toe het ons vir mekaar gesê in die teenwoordigheid van die Here is daar geen plek vir 'n grootheidswaan nie. Kom ek tot die besef van my afhanklikheid en my nietigheid. Maar dan besef ek ook, daar is iemand groter as ek. Dit is die een wat sê, ek is, die onbeskryflike. God in sy grootheid en sy almag. Ja, dis wanneer ek tot stilstand kom en opkyk in die lig en bewus word van God se skepping, dat ek besef hoe onbeskryflik groot die Here is en dat ek aan hom behoort. Dat hy vir my omgee, dat hierdie grootte God in sy almag in my as mens belangstel. Ons het vir mekaar gesê dat in die naam ek is, lê opgesluit die onbeskryflikheid, die onvergelykbaarheid van God se grootheid teenoor die van die mens. Nou hier in Johannes identifiseer Jesus homself as die brood van die lewe. Nie alleen het hy lewe in homself nie, maar hy skenk dit ook aan die mens, aan jou en aan my. Die brood ter sprake is nie iets buite homself nie. Nee, hy gee homself. Jy moet na hom toe kom. Jy moet 'n honger hê. Die honger ter sprake is geestelik van aard. Weet jy wat is vir my so kosbaar? Dat Jesus op die kruis van Golgotha homself vir ons gegee het. Die brood wat uit die hemel neergedaal het. God wat voorsien het in sy genade, wat sy hand na jou en my uitsteek, omdat hy ons behoefte raak gesien het. Dat hy besef ons is afhanklik, ons het sy krag nodig vir elke dag. Nou kom hy en hy sê vir ons, ek is die brood van die lewe. Het jy vanmôre 'n behoefte aan redding, aan verlossing? Het jy vanmôre 'n honger na vrede? Dan staan die uitnodiging van Jesus vir jou en vir my, wanneer hy sê dat ons na hom moet kom, wanneer ons honger het. Ja, hy is die brood van die lewe. Hy kan hierdie honger stilmaak. Hy kan voorsien in sy groote liefde en in sy genade. Die verklaring van Jesus is lewegewend, gees en siel voedend. Hierdie woorde verklaar wie Jesus werklik is, wat hy ons bied. Hy alleen kan die honger stilmaak. Wanneer u en ek magteloos is hy nie magteloos nie. Wanneer ons desperaat is hy nie desperaat nie. Wanneer ons na antwoorde soek, is hy die antwoord. Sy uitspraak spreek tot ons innerlike behoeftes en begeertes. En dit bied aan ons
die oplossing, sodat ons deur hom bevredig kan word. Dit daag jou en my om hierdie onbeskryflike, groote en wonderlike God te vertrou. Ag, ek wonder wanneer laas het jy sommer kinderlik in die aand buite gestaan en opgekyk na die sterrehemel. Weet jy dat God die sterre in hulle wentelbane hou? Dit is die grootheid en die almag van God. Hierdie God wat in jou en in my belangstel. Wat in hierdie oomblik vir jou sê, ek is die brood van lewe. As jy honger het, kom na my toe. Kom in geloof, kom in vertroue. Ja, hierdie groote God is in staat om ons geestelike honger stil te maak. Wanneer Jesus dan hier praat van honger en brood, verwys hy nie na die fisiese nie, maar wel na die geestelike. Dit is 'n honger na die doel en sin van my lewe. 'n Honger na aanvaarding. 'n Honger na liefde en begrip, na die vervulling van die lewe. Weet jy, hierdie honger kan nie gestil word deur finansiële welvaart, aardse besittings nie. Selfs menslike verhoudings kan hierdie behoefte nie werklik bevredig nie. Dit is slegs die Here wat hierin kan beantwoord. Daarom kom hy na jou en na my en dan sê hy vir ons, ek is die brood. Hierdie onbeskryflike groote God sê vir jou en vir my, ek is die brood. Ek wil jou versadig met die goeie. Ek wil jou versterk. Ek wil jou bemoedig. Ek wil vir jou krag gee. Ja, Jesus is die enigste een wat hierdie honger kan stil. Ons moet egter deur die geloof na hom gaan. Om in Jesus te glo is nie slegs om in sy bestaan te glo en te erken en om sekere feite aangaande hom te aanvaar nie. Maar dit beteken ek staan in 'n lewende verhouding met hom. Ek ken hom en hy ken my. Ag, weet jy, as jy nie al jou kop op die kussing neerplaas, dan weet jy dit is wel met jou siel, omdat jou saak met God reg is. Jy het Jesus Christus se soenverdienste aanvaar. Ja, hy het vir jou en vir my sondes gesterwe. En as ons glo, as ons hom vertrou, as ons sondes bely, sê die woord van die Here, is hy getrou en regverdig om ons te vergewe, om ons sy eiendom en sy kind te maak. Dan kan ek en jy uitroep, Abba Vader. Dan ondervind ek, hy is die brood van die lewe. Dit beteken in hierdie verhouding, ek vertrou die Here, ek maak op hom staat. Ja, ek erken as mens my eie tekortkominge, my gebreke en my behoeftes. Ek erken eintlik ek is geestelik armoedig en dat slegs Jesus die voedingsbron is van ware vrede, van ware oorwinning, van ware verlossing, die een wat vir my die uitkoms kan gee. Dit is geloof wat aktief is. Hierdie geloof is gesetel in Jesus Christus as die bron van lewe. Ek erken dat die Here God is. Ja, hy is my redder. Hy is my hulp, my krag en my sterkte. Ek nader hom deur gebed. Ek bestudeer sy woord en laat toe dat die Gees van die Here sy woord in my hart bevestig en dit vir my lewend maak. Ek bly in sy teenwoordigheid. Die resultaat daarvan is 'n wete dat hy my sal dra deur storms, deur my vreugdes, deur my hartseer, deur my suksesse. Die groot ek is, het vir Moses gesê, Moses, ek is met jou.
Dit is ook wat hy vir jou en vir my sê. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Ek sal jou voed met die goeie. Ek sal jou staande hou. Hierdie vrede en tevredenheid is nie afhanklik van omstandighede nie. Luister nou baie mooi, vriend. Die feit dat jy die Here ken, vrywaar jou nie van storms nie. Maar ten spyte van storms, van probleme, kan ek en jy God se vrede ervaar. Die woord sê, die vrede van God wat die menslike verstand te bowe gaan, gee die Here aan sy kinders. As ons by daardie punt kom en sê, Vader, U seun sê hy is die brood van die lewe op die kruis van Golgotha, het hy aan ons behoeftes kom voorsien. Hy het ons kom red deur sy kosbare bloed. Hy het vir ons kom versoening doen. Hy het vir ons 'n weg gebaan, toe daar geen weg gewees het. En hy sê, hy is met ons tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Ja, dis nie omstandighede wat aan my voorskryf, of ek vrede gaan ervaar of nie, maar my verhouding met Jesus Christus, met sy woord, met die Heilige Gees, met God die Vader. Ek vind my vreugde in die feit dat ek die Here ken. En ja, hy ken my. Hy ken my by die naam. Hy het my naam gegraveer in sy handpalms. En hierin vind ek my vrede en my blydskap. Hy het my lief. Hy sal my voed. Hy sal aan my die lewe skenk. Het jy vandag 'n honger na vrede, na blydskap, na oplossings, na antwoorde? Het jy 'n behoefte na wysheid, redding, na antwoorde? Is jy desperaat? 'n honger, geestelike honger? Dan het ek vir jou goeie nuus. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Kom na my toe, net soos wat jy is. Kom, ek sal vir jou vrede gee. Ek sal vir jou blydskap gee. Ek sal jou aanraak met my goddelike krag. Maar jy moet aan my toe kom in geloof, met volle vertroue, met oorgawe, met die erkenklikheid dat jy nie kan nie, maar dat ek, God, jou bron van lewe is, van voorsiening is. Ag, ek wil weer herhaal wat die woord sê. Jesus sê vir jou en vir my, dat hy is die brood van die lewe. En as ons hom deel maak van ons lewens, dan sal ons vervulling vind en waarlik lewe. Kom ons bid saam. Dankie vir u liefde, Here. Dankie vir u genade. Dankie dat u ons daagliks voed met die goeie. Wanneer ons dan opkyk, dan wil ons vanaand saam met Dawid sê, ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Ons word bewus van u grootheid en u almag. Ja, u is onbeskryflik groot, onbeskryflik in u liefde, in u genade, in u voorsiening. U is die algenoegsame God. Voor die grootheid en die almag buig ons in dankbaarheid. Aanbid ons u vir wie u is. En kom ons en dank u, Here, dat u ons herder is en oor elkeen van ons die wag hou. Ek weet nie wat die mense behoefte is, wat hy hierdie boodskap geluister het nie, maar u weet. Sal u uself dan genadiglik openbaar as die brood van die lewe en in elke behoefte voorsien na die rykdom van u genade. Gee ons vandag ons daaglikse brood, bid ek in Jesus naam. Amen. Ag, jy moet 'n wonderlike week hê.
Man, geniet hierdie week. Dit gaan die beste week van jou lewe wees. As jy saam met die Here die pad sal stap. Jy moet mooi loop. Vrede vir jou. En onthou, die Here het jou lief. Are you weary? I am. Are you hungry? I am. When you're lonely, just call me. I am. Pain in your body, fear in your heart. Just remember, I am on your side. I am more than your reason, far above all your plans. Holy, 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 yes, I am. Above all men's discussions, far above all human plans. Holy, 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 yes, I am. Are you homeless? I am. Are you needy? I am. Are you willing to call me? I am. Falling apart, fear in your heart. Just remember, I am on your side. I am more than your reason, far above all your plans. Holy, 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 yes, I am. Above all men's discussions, far above all human plans. Holy, 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 yes, I am. I am, I am running to your heart. I am forgiven by His blood. I am forever His child. I am wrote His name with love in my heart. I am wrote His name with love in my heart.